Dit is werklik heerlik om julle almal vanoggend hier te hê. Vir die van julle wat laat ingekom, wil ek ook net sê, geseënde Christusfees. Mag die Here vir jou werklik seën dat hierdie tyd vir jou sal gaan oor die wonderlike gebeure rondom die krib. En dis ook waar ek vanoggend met julle wil praat. Maar ek wil begin met 'n storie, en as jy die storie ken, stop, nee, moenie my stop nie. Dan sal ek nie weet wat om te doen nie. Maar jy hierdie storie vertel van hier rondom Kersfees, net so voor Kersfees, 'n week voor Kersfees, so hierdie man, seker in sy 65, 70, laat 60, bel hy sy seun. Sy seun is 'n besigheidsman in Johannesburg, en hy moet maar werk, en hy bel sy seun en hy sê vir sy seun, seun, ek het vir jou slegte nuus. Ek en jou maat besluit, is klaar. Ek trek uit. Die seun sê, hy sit nog in die kantoor, net kort voor Kersfees, en hy sê, pa, waarvan praat jy? Julle het nou die dag julle 45ste huweliksherdenking gevier. Waar kom dit nou vandaan? Julle lyk so gelukkig. Die pa sê net, sorry seun. Dis wat dit is. Dis wat dit is. Hy sê, pa, wag net. Dit is nou Kersfees, dit is nou nuwe jaar. Wag net 'n bietjie. Wag net 'n bietjie, jy hoef mos nie nou besluite te neem nie. Wag nou, kom ons praat eers daaroor. En ek gaan gou vir sussie bel. Hy bel sy ouer sus. Julle weet mos hoe is dit as 'n ouer sussie. Ouer sussie is mos altyd soos die hoofdogter. En hy bel sy ouer sus, hy sê, sis, hier's groot fout. Hy sê, wat's fout? Nee, pa het my nou net gebel met hierdie ontstellende nuus van hy en ma gaan nou uitmekaar uit. Sy sê, wat? Waarvan praat jy? Sê, dis wat pa gesê het. Hy sê, okay, laat ek vir pa bel. Nou, jy kan nou dink hoe gaan daai gesprek. En sy bel haar pa en sê, pa, wat hoor ek my broer? Wat's dit nou? Dis nonsens. Sê, mas, dis maar nou hoe dit is. Hy sê, pa, ek en Boetie het klaar gesels, julle bly net daar, julle neem geen groot besluite nie. Gee ons net kans om ons vliegtuigkaartjies uit te sorteer. Ons is nog voor Kersfees daar, hou net uit, ons kom. Uit die sitkamer uit, hoor hy sy vrou sê, wat maak jy nou? Sy vrou, ek het gereël dat al die kinders en die kleinkinders vir ons kom kuier. En hulle betaal vir hulle self. Julle, hier is in my 17de, 18de Kersboodskap wat ek bring. 17de hier in hierdie gemeente. En uit die aard van die saak het ek alles gesê wat gesê kan word oor Kersfees. Die voordeel wat ek het om net een keer 'n jaar is, weet ek het alweer vergeet wat ek laas jaar gesê het. So, alles wat gesê is klaar gesê. Ons het al Kerstonele hier gehad. Is dit nie mooi nie? Dis mooi, nee. Ons het Kerstonele gehad, ons het al engele gehad, ons het skaapwagters gehad, ons het al wyse manne gehad, ons het vir Josef en Maria al gehad. Nie regtes nie, hoor. En ons het al 'n baba van een of ander soort gehad, ook nog nie 'n regte baba op die verhoog nie. Ek verkies dat dit maar so bly. So, en dit alles doen ons om op 'n nuwe kreatiewe manier Kersfees in ons harte vas te maak, sodat ons weet waar dit werklik gaan. En op 'n manier is dit 'n ou boodskap, maar elke jaar bly dit tog nie. Dis snaaks, is dit nie? Elke jaar is ons van vooraf opgewonde oor Kersfees. Wie van julle hou van hierdie tyd? Dis 'n heerlike tyd vir my. Ek geniet hierdie tyd geweldig baie. In Filippense 3 vers 1 sê Paulus hierdie woorde. Hy skryf aan die gemeente en hy sê hierdie woorde vir hulle en ek dink hierdie is waar op vanoggend. Hy sê om dieselfde dinge aan julle te skrywe is nie vir my moeite nie. Want hy herhaal, dit gaan oor dat hy vir hulle heeltyd sê wees bly, wees bly, wees bly, wees bly. Nou okay, ons is bly, dis Kersfees en ons geniet dit. Maar hy sê om dieselfde dinge te herhaal is nie vir my moeite nie. En hy sê vir julle gee dit sekerheid. So Kersfees is goed om een keer 'n jaar toe te wy aan die boodskap van Jesus wat aarde toe gekom het. Dit herinner ons, dit gee vir ons sekerheid en dit gee vir ons, dit skep vir ons 'n geleentheid waarop ons kan inzoom op hierdie waarheid, waar ek vanoggend met jou wil praat. En vanoggend wil ek met jou praat oor die wie, wat, waarom en hoe van Kersfees. Jy kan sien dis my hoofpunte, né? Nogal snazzy, né? So ek hoop dat ek iets van Kersfees vir jou gaan oopbreek. Ek het nie 'n nuwe boodskap nie, maar wat ek wel het, is dalk 'n paar ander maniere hoe ek Kersfees aan jou wil oordra vanoggend. En mag die Here vir my help, en mag die Here vir ons seën dat vandag vir ons werklik sal gaan oor Jesus. Nou julle, gewoonlik in die vakansie los ek dit is my Bybel. Maar hierdie vakansie het ek hom net volgehou. En vanoggend weer, want die boodskap wat ek en jy, alles wat ek en jy weet van Jesus, waar het ons dit gekry? Uit die Bybel uit. So kom ons staan. En Mabel, is jy reg vir my? Is jy reg vir my? Dit is my Bybel. Kom ons staan. Hou jou Bybel lekker hoog in die lug en sê lekker hard saam met my. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is.
Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem. Jy kan jou Bybel vanoggend oopmaak by Lukas 1, vers 26 tot 38. En die van julle wat dit nie weet nie, Lukas het die skaapwagters en Matteus het die wyse manne. Lukas het nie wyse manne nie en Matteus het nie skaapwagters nie. So, ons kry 'n volledige boodskap. Maar ons is vandag by Lukas. Terwyl julle blaai, wil ek eers vir almal aanlyn sê, baie welkom. Heerlik om in jou huis te wees. Heerlik dat jy Kersfees saam met ons spandeer en mag die Here ook vir jou seën en jou gesin in hierdie spesiale tyd. Lukas 1 vanaf vers 26 tot 38. Kom ons lees dit saam. Ek lees nie al die verse nie. Ek lees dit en dan sal ek dit inklees soos ons aangaan. In die 6de maand van Elisabeth. Nou Elisabeth was Johannes die Doper se ma. Maar sy is nou nog swanger. Johannes die Doper is nou nog nie gebore nie. Dis nou 6 maande. Nou net dat jy weet, Elisabeth en Maria was niggies. So as jy mooi dink daaroor, Johannes die Doper en Jesus was eintlik familie. Dis niks met volgende te doen nie, hou dit in gedagte. So in die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Nou, ek mis 'n paar verse daar, die hele gedeelte van wat Maria sê. Hoe kan dit wees? Ek is dan nog nie getroud nie. Julle ken daai gedeelte. Ek gaan net aan, vers 34, maar Maria sê vir die engel, hoe is dit moontlik? En die engel antwoord, niks is vir God onmoontlik nie. Sê net vir die ou langs aan, niks is vir God onmoontlik nie. En nou sê Maria, en hierdie is die woorde wat ek eintlik wil hê moet in ons hart vasbrand vanoggend. Ek is tot beskikking van die Here. En hier hang 'n vraag nou vir my en jou. Is ek tot beskikking van die Here? Laat met my gebeur wat hy gesê het. Toe die engel van haar weggegaan. Nou oké, dis my teksgedeelte vir vanoggend en ek wil vanoggend met jou praat oor die wie, wat, waarom en hoe van Kersfees. En die van julle wat notas maak, as dan mense is wat op Kersdag notas maak, dan is dit nou die tyd. Die res van julle kan net luister. Ek wil 4 gedagtes vanoggend met jou deel rondom Kersfees wat ek hoop die Here vir ons in ons harte kan vasmaak. En ek wil nie net stil staan by die krib nie. Ek wil dit 'n bietjie verder vat. Ek wil dit wyeer vat want ons moet die hele prentjie kry vanoggend. En die eerste gedagte wat ek met jou wil deel is die krib. Nou die krib is bekend met Kersfees, stem julle saam? Ek bedoel, dis die big deal rondom Kersfees. Jesus is gebore in Bethlehem in 'n krib en dis ons groot storie daai. En die krib antwoord die vraag, wie het gekom? Wie het gekom? So die krib antwoord die vraag, dis belangrik dat ons hierdie vraag se antwoord ken. Lukas 2 vers 12 lees ons, en dit sal vir julle 'n teken wees, sê die engel. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Julle het dit. So die groot vraag op almal se lippe is, wie is hierdie kind? Die skaapwagters sê, kom ons gaan na Bethlehem toe, kom ons gaan kyk wat daar gebeur. Wie van julle het ook 'n bietjie FOMO? Wie van julle kom vrouens? Ek lei aan FOMO. Ek is erns, dis nie net vrouens nie, hoor. Dis nie net vrouens, dis mans ook. Okay? So hierdie skaapwagters het beslis aan FOMO gelei gesê, kom ons gaan kyk, wat gaan hier aan? Kom ons kyk, wat gaan hier aan? Ons weet die wyse manne, hulle het die ster gevolg en hulle kom by Herodes en hulle wil weet waar is die kind en wie is die kind. Herodes, hy wil weet wie is die kind. Ek bedoel, verbeel jouself net, hier's Josef en Maria, hulle is besig om net minding their own business. Hulle kom hier by Bethlehem, daar's eers vir hulle plek nie. Nou kom hulle hier in 'n stal waar die skape blær en die bokke blær en dit was 'n grapjie, okay maar. En die hele wêreld om hulle is besig om wat is besig om te gebeur? Iets is besig om te gebeur. En hulle is maar net besig om hulle ding te doen en 'n plekkie te soek waar hulle kan rus.
En later aan groei hierdie vraag na wie is hierdie man? Wie is hierdie man wat duiwels uitdryf? Wie is hierdie man wat die storm stil maak? Wie is hierdie man wat blindes genees? Wie is hierdie man? En ek en jy moet hierdie vraag vanoggend vra, want as jy mooi lees, die engele noem Jesus verskeie name. Daar's 7 benaminge. Nou dat ek daar dink, dit moes my preek vanoggend gewees het, maar dis vir volgende jaar, hou hom vas. Moenie daai neerskryf nie, dis vir volgende jaar. Jesus kry as te ware 7 name, net van die engele, net met die Kerstoneel. Die engele sê, vir Maria, jy moet hom Jesus noem. Dit beteken hy is die verlosser. Ons lees in Lukas 1 vers 32, hy sal genoem word die seun van die Allerhoogste. Ons hoor dat hy is die koning wat uit die Dawid stam gebore word. Nou ek verbuig 'n bietjie die volgende wat sê hy sal tot in ewigheid heers. Dis waar ons die naam kry vir hy is die ewige. Dis die Jesus waarvan ons praat. Hy is die verlosser. Hy is die een wat gekom het om ons te red. Hy is die Christus, die Here. En dan die laaste ene wat ons kry wat die engele van praat, hy sal genoem word Immanuel, wat beteken God is met ons. Nou kom ons kyk net vinnig weer. Hierdie is sommer net enige kind wat gebore word nie. Wel, weet jy wat, nee, daar's niemand trotser op 'n kind as sy ma nie. Is dit nie so nie? Maar hierdie is nie sommer net enige kind waarop 'n ma of 'n pa trots is nie. Hierdie is God, die Vader, sy eie seun. En ons 'n paar goed wat uitstaan. As ons sê hy's die Here, as ek sê hy's die Here Jesus, dan erken ek daarmee hy is my eienaar. Here Kyrios beteken eienaar, beteken baas. Dis wat dit beteken. Ek moet nie net sê Here nie. Dis hoekom Jesus sê, hoekom noem julle my Here, Here? Waarom doen julle dit? Julle doen nou nie wat ek sê nie. Julle voer nie my opdragte uit nie. En vanoggend as ek Kersfees het en ek noem hom Here, dis die Here Jesus wat gebore is. Wanneer ek sê Here, dan moet ek sê, daar eis iets van my gehoorsaamheid. Stem julle saam? Hy word genoem ons verlosser en hier is iets van God se hart van vir my en jou, is hy wil jou kom red. Hy wil my kom red van ons verlorendheid. Hy word Christus genoem, nou Christus is die Grieks, Christos, die Aramees, die Hebreëus, is Messias, wat beteken hy is die gesalfde een. Daar is net een, dis hy het gekom. Dan natuurlik, hy is die koning, hy is die heerser, hy is die groot heerser. En dan die mooie, wat God, die Vader self sê, met Jesus se doop, en met die berg van verheerliking, dit is my geliefde seun. Hy het dit nog nooit vir iemand anders gesê nie. So okay, hoe moet ons hierop reageer? Hoe moet ons op Kersfees reageer? Hoe moet ons op die krib reageer? Ek dink, ons moet dieselfde reageer as die wyse manne, en ons moet kom kniel. Nou onthou, die wyse manne, hulle was, Engels praat ons van kingmakers, hulle het konings gemaak. As die wyse manne opdag, weet jy, 'n koning is naby. Julle weet dit, nee. En hier kom die wyse manne, en wat is die eerste ding toe hulle by Jesus kom? Hulle kniel. Hulle erken sy koningskap. En ek en jy moet kniel by die Here Jesus. Ons moet kniel, ons moet ons eie agendas weggee en sê, Here, U is my koning. Ek is gehoorsaam aan U. Die tweede ding, ons moet doen wat die skaapwagters gedoen het, en ons moet hom loof en prys. Dis hoekom ons vanoggend lees. Dit is my heerlik toe ek hier voor staan en saam met julle die Here loof en prys. Dit maak my hart opgewonde, dit maak my hart bly. Wie van julle sê dit is lekker om die Here te loof en te prys? Daar's iets in my hart wat sommer bons as ek die Here loof en prys. Daar's iets wat in my hart bons as ek jou hoor die Here loof en prys. Kenneth, jy en jou span. Ons prys die Here. Gee vir Kenneth hulle 'n lekker hande klap. Ons dank die Here vir julle. Nou die vraag wat ek moet vra is, waar staan ek vanoggend? Is my knie gebuig? En is my hart besig om 'n loflied te sing vir die Here Jesus? So dis nou die krib. Die krib vra die vraag, wie het gekom? Die kruis moet ons ook oor praat. En dit is, hy antwoord 'n ander vraag. Die kruis aan, waarom het hy gekom? So hy het gekom, ons weet dis die seun, maar waarom het hy gekom? En in 1 Petrus 2 vers 24 lees ons, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons nou vir die sonde dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. So Kersfees is 'n tyd van fees, né? Nee? Dis 'n tyd van fees. Dis 'n tyd van opgewondenheid. Wie van julle kry geskenkies? Wie van julle het gisteraand geskenke uitgedeel? Okay? O, die minderheid. Wie van julle deel vandag geskenke uit? O, die res van julle kry nie geskenke nie. Ek is jammer. Maar kyk, dis 'n tyd van opgewondenheid, dis 'n tyd van familie, dis 'n tyd vir geskenke, dis 'n tyd vir
te veel eet en kuier, nee. Te veel eet en kuier. Ek probeer altyd, ons is vanaand ons groot ete, so ek probeer nou, ek het nie ontbyt geëet nie. Maar nou praat ek met julle oor die kruis, en die kruis is morbied, en die kruis is hartseer, en jy kan nou vir my sê, Johan, ek wil nie vandag iets oor die kruis hoor nie, jy gaan Kersfees vir my spoil, maar hier is die realiteit, die krib en die kruis loop hand in hand, ek kan nie die een hê sonder die ander ene nie, die krib is leeg sonder die kruis, die krib het geen betekenis sonder die kruis nie, wanneer ek Kersfees vier, moet dit klaar in gedagte wees, met dit wat Jesus kom doen het. So die krib vertel ons wie gekom het, maar die kruis vertel vir ons waarom hy gekom het. Nou hoor gou mooi, en ek wil hê, hier is dalk een van die belangrike verse wat ek vanoggend wil hê moet hoor. In 1 Korintiërs 2 vers 2. Ek wil nou regtig hê jy moet nou nie dink aan die Kerskoek by die huis nie. Ek wil hê jy moet hierdie vers nou hoor. Sê reg, is almal by. Sê Okay. 1 Korintiërs 2 vers 2 sê, Paulus skryf, hy sê ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat as oor Kersfees nie. 'n Paar van julle sê, liefie gee my leesbrille aan. Waar is Korintiërs, Nuwe of Ou Testament? Ek kan nie nou onthou nie. Dis wat daar staan. Dis nie wat daar staan nie. Stem julle saam? Kom ek sê vir julle wat staan daar. Daar staan, ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat as oor, kom ons hoor net, sê gou niks. Niks. Ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat, nie as oor Jesus as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. As ek oor die krib praat en ek praat nie oor die kruis nie, dan het ek nie die evangelie beet nie. En ek moet vanoggend die krib aan die een kant en die kruis aan die ander kant sien. Want die krib antwoord die vraag, wie het gekom? Die kruis antwoord, waarom het hy gekom? So waarom het Jesus gekom? Jesus het gekom, en Kolossense 1 vers 20 sê dit so mooi. Dis Paulus wat praat, en hy praat van God die Vader, hy sê, om deur hom alles, sê gou alles. Ek wil net die woord alles verduidelik, want hier word nie gesê almal nie, hier word gesê gesê alles. Almal praat net van mense, alles beteken alles wat bestaan, stem julle saam. So, julle moet hier hoor, dat hier is 'n omvattende element, nie net een element van die mense nie, maar alles in die skepping, om deur hom, dis God die Vader, om deur hom alles met homself te versoen. So, hier is 'n aksie wat plaasvind, en ek weet jy kom in die middel van die vers in, jy weet nie waar dit nou gaan nie, ek gaan dit nou verduidelik, maar in hierdie vers, begin Paulus om te sê, waarom het Jesus gekom? Hier is wat Jesus gedoen het. God die Vader het besluit, hy wil alles met homself versoen. Hoe het hy dit gedoen? Deur die bloed van die Seun aan die kruis het hy die vrede kom herstel. Die kruis is die sleutel om die evangelie te verstaan. Waarom het hy gekom? Want God die Vader het na my en na jou gekyk en gesê, ek is lief vir hierdie persoon en ek wil hom red. Maar hy is verlore in sy sonde, en hy spartel, hy is verstrengel, en ek moet 'n plan maak, want ek wil hê, daar moet vrede wees, tussen my en hom. So waarom? Jesus het die prys vir ons sonde kom betaal. Nou, hoe moet ek hierop reageer? Onthou, ons het nou gesê, by die krib, het die skaapwagters God geprys, die wyse manne, hoe moet ek dan op die kruis reageer? Wel, ek moet 'n volle oorgawe maak. Ek moet 'n volle oorgawe maak. Ouens, hoor gou mooi, en hierdie is belangrik, hierdie is een van die merkers in ons lewe. Kersfees is 'n belangrike merker. En as Kersfees my gaan om Kersbome en Kersvaders en flikkerende liggies, then I've missed it. En vanoggend is dit my boodskap om vir jou te sê, ek weet nie waar's jy dalk verstrengel in jou probleme en jou seer en jou hartseer in Kersfees nie. Want weet julle wat? In Kersfees is die mense wat bly is baie bly, maar die mense wat hartseer is baie hartseer. Is baie hartseer, baie seer. En dit kan wees dat jy vanoggend verstrengel is in jou sonde. Dan wil ek jy moet hoor, die rede hoekom hierdie seun gekom het, was om vir my en jou in 'n kruis te kom sterf, sodat ek en jy kan sê, God is met ons. God, die Vader, wil my hê. Jesus het aan die kruis gesterf, sodat ek en jy kan bid, Abba Vader, sodat ek en jy op my knieë kan gaan en sê, Vader, red my. Vader, ek wil u kind wees. Maar ek moet ook in daai oorgawe lewe. Is nie iets wat ek eenmalig doen nie, is iets waarna ek lewe. Okay, so, die leë graf, dis die derde een. So ons het die krib,
Ons het die kruis, maar ons het 'n leë graf. Want onthou nou, Jesus het nie net gesterf nie. As hy net gesterf het en hy het nooit opgestaan uit die dood nie, dan het ek en jy nie oorwinning gehad nie. So daar's 'n leë graf en die leë graf antwoord die vraag, wat het Jesus vir ons kom doen? So waarom het hy gekom? Het die kruis, maar wat het hy vir ons kom doen? Ons lees in Romeine 6 vers 4 en is julle reg hiervoor. Dit sê, deur die doop, nou praat ons oor die doop, maar hoekom praat ons nou oor die doop? Ek gaan dit nou verduidelik. Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe. So wat Paulus hier beskryf, is toe ek en jy gedoop is, het ons saam met hom, was ons saam met hom begrawe. Was Jesus begrawe? Ja, maar wat het toe gebeur? Jesus het opgestaan. So dis die beeld van die doop. Ek het saam met hom gesterf, ek is begrawe, en ek het saam met hom opgestaan. Dis die teken van die doop. Dis wat Johannes hier beskryf. Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood uit opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. So dis die hele punt van Kersfees. Die hele punt van Kersfees is God kom herstel die vrede tussen my en hom, tussen jou en hom. Hy kom gee ons 'n kans op die ewige lewe. So verstaan julle, die Here wil nie net vir jou kom help in hierdie lewe nie, maar hy kom waarborg vir jou in Christus die ewige lewe. So wanneer ek en jy Kersfees, dan is die groot geskenk Jesus, wat as ek hierdie geskenk aanneem in geloof, dan ontvang ek die Heilige Gees, ons gaan nou daaroor praat, maar ek ontvang ook die ewige lewe. Ek dink julle het dit, nee. Johannes 3 vers 16, julle ken dit. Wil julle hom sing? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Julle het dit, nee. Julle het dit. Okay, so ons sal nie verlore gaan nie, ons sal die ewige lewe kry. So die leë graf, wat het Jesus vir ons kom doen? Die leë graf kondig iets aan. En ons gaan Paasfees daaroor praat, ons gaan nie nou daaroor praat nie, ons gaan Paasfees daaroor praat, maar Paasfees, verbeel jouself, jy het iemand begrawe en hier kom jy en nou is die mens weg wat jy begrawe het. Dis net 'n bietjie van 'n probleem wees vir jou. Ja, ek dink so. Sit jouself in hulle skoene, hulle het dit nie verwag nie, baie duidelik het hulle dit nie verwag nie, want hulle was, ek het gehoor as 'n mooi Afrikaanse woord, konfoes. Blykbaar is dit 'n Afrikaanse woord vir confused, klink vir my soos 'n anglisisme, maar hulle was baie confused toe hulle daar staan en die graf is leeg. En ek en jy moet vra, die leë graf kondig iets aan. Dit kondig iets aan dat in Christus gaan ek en jy opstaan uit die dood. Die dood het nie die laaste sê oor jou nie. Asseblief sê 'n bietjie amen. Okay. Die dood kondig iets aan. Jesus het opgestaan. Jesus leef. Die dood is oorwin en ek en jy kan ook vir ewig lewe. Dis 'n bietjie prys die Here. Dit bring my by die laaste een en dis die Gees. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees antwoord die hoe moet ek nou leef? Die wat nou? Ons het nou die Kers toneel, ons het nou die krib, ons het die kruis, ons het die graf en nou kom ons by die Heilige Gees. Hoe affekteer dit my lewe? Wat moet ek nou doen? Hoe moet ek nou leef? En Galasiërs 5 vers 25 antwoord daai vraag ons moet lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Dit beteken as ek werklik sê Jesus is my Here, dan moet my lewe anders lyk. Ek kan nie lewe soos ek geleef het nie. En hier is die ding. Iemand het eendag gesê jy glo net die deel van die Bybel wat jy doen. Jy glo net die deel van die Bybel wat jy doen. Jy kan nie sê jy glo iets, maar jy doen dit nie. Dan is daai geloof maar baie vlak. En hier word ons uitgedaag. Ons word hier uitgedaag om te sê, ons moet lewe deur die Gees. Romeine 8 vers 13 tot 14. As julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei is kinders van God. Wie van julle is volgens kinders van die Here, sê 'n bietjie amen? Ja, ons is kinders van die Here. So die Heilige Gees roep in my en jou hart iets. Natuurlik roep dit Abba Vader. Dit is die koneksie tussen my en jou en ons hemelse Vader. Dis hoekom ek kan sê ons Vader. Dis hoekom ek die Here kan aanspreek as Vader in my gebed. Immanuel, God is met ons. Dis waar ons nou staan. Ons is nie alleen nie. Die Heilige Gees is hier. As jy werklik 'n kind van die Here is die Heilige Gees in jou hart. Ja, ons lewe daarom in oorwinning. Daar's nie 'n ding van ek kan nie oorwinning kry oor sonde nie. Jy kan. Stamp jou langs aan en sê jy kan 'n oorwinning kry. Jy kan ons kan. Jy kan in oorwinning oor sonde lewe. En hoorie,
Ek weet ons is nou in 'n feestyd en wie praat oor sonne op Kersfees? Stupid predikant, regtig. Hoor mooi. Kersfees is daar dat ek en jy weet, ek en jy kan in oorwinning lewe. As stamp net vir die ou langs en sê jy kan in oorwinning lewe. Jy kan. Jy kan in oorwinning lewe oor vrees, oor sonde, oor die dood. Dis wat die Here vir my en jou wil gee. Nou okay, ek gaan afsluit. Kenneth, hierdie mense lyk vir my honger, hulle wil gaan eet. Die wie, wat, waarom en hoe van Kersfees. As jy dit nou gemis het, dan moet jy nou huis toe gaan en voordat jy eet, moet jy eers weer die preek kyk, okay? Die wie, wat. Die krib antwoord, wie het gekom? Die kruis antwoord, waarom het hy gekom? Die graf antwoord, wat het hy kom doen? Die Gees, hoe moet ons nou lewe? Nou, hoe moet ek reageer op Kersfees? Kom ek som dit op. Hoe moet ek vandag reageer? Wat moet vandag in my hart wees rondom Kersfees? Eerstens, ek moet die knie buig voor Jesus. En dis meer as net 'n fisiese knie buig. Dit beteken ek buig my lewe. Ek sê, Here, u agenda, nie meer my agenda nie. U die prys betaal sodat ek 'n lewendige verhouding met die Vader kan hê. Ek gaan nie terug op my ou lewe nie. Ek buig die knie. Natuurlik moet ons maak soos die skaapwagters. Ons moet God loof en prys. Ons gaan nou opstaan en 'n slotlied sing en die Here weer loof en prys en ek nooi jou uit om dit volle bors te doen. Maar ek moet ook lewe in oorgawe. Dis nie iets wat net vandag gebeur nie. Dis nie iets wat net Paasfees gebeur nie. Dis iets wat elke dag is Kersfees. Elke dag is Goeie Vrydag. Elke dag is Opstanding Sondag. Elke dag lewe ek in die Here Jesus. Elke dag lewe ek in oorwinning. Wat sê ons vir mekaar? Jesus vra nie baie nie. Hy vra alles. Vanoggend vra die Here van my en jou alles. As jy net broodkrummels gee, dis okay, hy gaan daarmee werk. Maar dalk het jy tot nou toe broodkrummels gegee van jou lewe. Vanoggend wil ek vir jou kom vra, wanneer gaan jy alles gee? God die Vader het alles gegee. Dis waar Kersfees gaan. God die Vader het sy eie seun gegee sodat sy bloed my en jou kan vrykoop. Is dit nie tyd dat ek en jy sê dis nie meer genoeg om my krummels te gee? Dis nie meer genoeg nie. Here, vanoggend wil ek alles vir u. Kan ek vir jou bid? Kom ons bid saam. Vader, ons kom dankie vir die grootste Kersgeskenk ooit. U seun, u eie seun. En Here, ons weet die krib en die kruis is nie los van mekaar nie, dit gaan hand in hand. En vanoggend kom vra ek, Here, dat u hierdie ewige waarhede in ons hart sal vasmaak. En Here, u weet wie sit vanoggend hierso en ons het 'n groot feesatmosfeer om hierdie tyd. En dis goed en dis reg. Maar vanoggend, Here, kom vra ek dat u vir ons deur die Gees sal kom oortuig, daar waar ek besig is om die krummels, die leftovers van my lewe vir u te gee, om te sê, dis nie genoeg nie. My God het alles gegee. My Here Jesus Christus het alles gegee aan die kruis. Dis nie goed genoeg dat ek net krummels gee nie. Ek wil vanoggend vir u alles kom gee. Ek wil vanoggend vir u alles kom gee. Wil jy vanoggend daai oorgawe maak om te sê, Here Jesus, ek wil alles gee. Dan wil ek jou uitnooi om te staan daar waar jy is. As dit jy is om te sê, Vader, vanoggend, ek wil nie net krummels gee nie. Ek wil my hele lewe gee. Ek wil in oorwinning lewe. Ek wil lewe op die manier hoe u dit van my verwag. As dit jy vanoggend is wat so 'n oorgawe wil maak, staan op daar waar jy is. Ek wil vir jou 'n gebed doen en vir die Here vra om vir jou daai krag te gee. Dankie vir julle wat staan. Is daar nog iemand wat wil staan? Ek wil vir jou bid. Here, u sien ons. Here, as ons hier staan, dan besef ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. En vanoggend kom roep die Gees op ons, want dis die Gees wat ons die krag gee om in oorwinning te lewe. Here, ons is vanoggend by die krib en ons besef hierdie geskenk was vir ons. Ons kom staan by die kruis en ons besef hoe groot en hoe duur was hierdie geskenk. Here, ons kom staan by die leë graf en ons kyk in die graf en ons weet ons oorwinning is volmaak. En vanoggend, Here, wil ons wil wegdoen met die krummels. Ons wil in volle oorgawe leef vir U. Wie sê vanoggend amen?